Groet in die wonderlike naam van ons koning Jesus Christus, geliefdes. My naam is Israel Thuis en welkom by Broodbreek, die program van die Here waar ons dagelijks 'n hoofstuk die Nuwe Testament lees en die doel om ons Christene te vernuwe en te versterk op 'n daaglikse basis. Vandag gaan ons voort met Romeine hoofstuk 10 en die begin lees. Liewe broers en susters, die intense verlange van my hart en my gebed tot God is dat my volk gered sal word. Ek kan getuig hoeveel hulle vir God beywer, maar hierdie ywer is misplaas. Want hulle ignoreer die vryspraak van God en hulle streef daarna om self hulle saak met God reg te maak. Hulle is nie bereid om God se vryspraak te aanvaar nie. Christus is immers die eindbestemming van die wet, sodat elkeen wat in hom glo, vrygespreek kan word. Moses skryf soos volg omtrent die moontlikheid om jou saak met God reg te maak. Wie die vereistes van die wet nakom, sal daardeur lewe. Maar die vryspraak wat 'n mens kry deurdat jy glo, se boodskap is: jy hoef nie in jou hart te wonder wie sal na die hemel opklim. Dit wil sê om Christus na die aarde toe te bring om jou te help, of wie sal na die plek van die dooies onder die aarde afdaal. Dit wil sê om Christus uit die dood terug te bring nie. Nee, die verlossing wat joune word deurdat jy glo, en dit is juis hier die boodskap wat ons verkondig, is sommer hier by jou. Om die waarheid te sê, die skrifwoord lui, die boodskap is hier by jou, op jou lippe en in jou hart. Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Want as ons glo met ons hart, word ons vrygespreek, en as ons met ons mond bely, word ons gered. Soos die skrif sê, wie in hom glo, sal nie beskaamd staan nie. Inderdaad, dit maak geen verskil of jy 'n Jood of 'n nie-Jood is nie. Ons het almal dieselfde Here en hy deel sy rykdomme uit aan almal wat hom aanroep. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar hoe sal hulle hom aanroep as hulle hom nie in hom glo nie? En hoe sal hulle in hom glo as hulle nog nooit van hom gehoor het nie? En hoe sal hulle van hom hoor sonder dat daar iemand is wat die boodskap bring? En hoe sal hulle die boodskap bring as hulle nie gestuur word nie? Daarom sê die skrif, hoe lieflik klink die voetstappe van hulle wat die goeie boodskap bring. Maar tog is dit nie elkeen wat die goeie nuus verwelkom nie. Jesaja vra tereg, Here, wie het ons boodskap geglo? Die geloof volg uit die aanhoor van die boodskap, en die aanhoor van die boodskap volg uit die prediking van die goeie nuus wat handel oor Christus. Maar wat nou van die Jode? Het hulle die boodskap dalk nie gehoor nie? Hulle het dit definitief gehoor. Die boodskapper se stem het oor die hele wêreld uitgegaan. Hulle woorde tot by die uithoeke van die aarde. Of sou Israel dit dalk nie verstaan het nie? Tog wel, want God het al reeds deur Moses gesê, ek sal julle jaloers maak op mense wat eintlik geen volk is nie. Ek sal julle kwaad maak oor 'n volk wat nie julle kennis het nie. Jesaja gaan selfs verder. Daar sê God, ek is gevind deur mense wat nie na my gesoek het nie. Ek het myself bekend gemaak aan mense wat nie na my gevra het nie. Maar wat Israel betref, sê God, die hele dag deur het ek my arms na hulle uitgesteek, maar hulle het steeds volhard in hulle ongehoorsaamheid en het steeds bly teestribbel. Amen. En daar het ons die geskrewe woord van God, geliefdes, onthou, die Here is lief vir u.